Baie welkom. Dis wonderlik dat jy hierdie tyd geneem het om stil te kan raak. Stil te kan raak voor God en ook in jou binneste. Ek wil jou uitnooi in hierdie oomblik dat jy net sal stil raak. Jy hoef niks reg te kry nie. Jy hoef ook nie eers seker te wees hoe om te bid nie, want hierdie is 'n ruimte waarin jy net kan wees. Soos wat jy is, met wat jy vandag dra. Jou liggaam hoef nie te presteer nie, en jou siel hoef nie antwoorde te hê nie. Laat jou asem bietjie meer stadig en beheerst raak. Voel jy die teenwoordigheid van God inasem en in sy rus uitasem. Die lewe voel soms soos een lang soektog na iets wat ons nie heeltemal kan vasvat nie. Rus, sekuriteit, sin, of dalk net iemand wat verstaan. Iemand wat die pad ken, wat my sal lei wanneer ek self nie meer die pad kan sien nie. Daarin is jy nie alleen nie. Jy hoef nie die enigste een te wees wat moeg is, wat onseker is of bang is nie. Jy mag voel wat jy voel. Jy mag kom rus in 'n stem wat nog altyd daar was. Kom ons luister nou na die volgende woorde. Want is dit nie verantwoorde nie. Dalk net vir die stem wat jou roep. Ek lees vir ons Psalm 23. En ek lees uit die 2020 vertaling en luister ook hoe anders val hierdie ander vertaling op ons gedagtes en ons wese. Die Here is my herder. Ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel vir die oë van my teestanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en getroue liefde sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Wat as hierdie Psalm nie net vir begrafnisse is nie, maar vir die lewe? Wat as die groen weivelde nie 'n bestemming is nie, maar 'n uitnodiging in die middel van jou dag? Die beeld van 'n herder is nie romanties nie, dit is rof, dis aards, vol stof en beweging. Dis iemand wat weet waar die water is, wanneer die aarde droog en gebars is. En dan die donkerste kloof, nie 'n afgrond van dood alleen nie, maar daardie plekke van nie weet, van verlange, van rou, stilte. U is by my, sê die digter. Nie U neem my daar uit nie, maar U is by my. Hoe sou dit voel om God nie as ver weg te beleef nie, maar as iemand wat langs jou loop, stok in die hand, teenwoordig in die donker? Wat is die kloof waardeur jy vandag beweeg?
Waar voel jy dat jy rus benodig, maar sukkel om te rus? Watter tafel is God moontlik besig om voor jou te dek, selfs al voel jy nog omring deur jou vyande? Kom ons neem 'n oomblik vir stilte, vir rus binne God, ons herder. Here, U is my herder. Ek sien nie altyd die pad nie, maar ek wil leer om U stem te vertrou. U sê ek ly nie gebrek nie, maar soms voel my siel of dit uitgeput is. Gee my asseblief nuwe lewenskrag. Ek gee aan U my donkerste kloof, die vrees, die onsekerheid, die vrae sonder antwoorde. Dankie dat U saam met my stap. Dankie vir U staf, U teenwoordigheid wat my gerus stel. Leer my om die tafel raak te sien wat U vir my voorberei, selfs in die teenwoordigheid van wat my bang maak. Mag ek in U goedheid rus. Mag ek myself toelaat om terug te keer na U teenwoordigheid, dag na dag. Amen. Hoef jy nou iets te gaan doen nie? Nie nou nie. Rus is ook gehoorsaamheid. Laat jou asem 'n bietjie dieper raak. Laat hierdie woorde in jou siel echo. U is by my. Mag jy vandag weet, jy stap nie alleen nie, maar saam met die herder wat weet waarheen om te lei. Jy is nie verlore nie. Jy is gelei. Amen.